Here. Speel vir my liggies en musiek, kom ek gee gou vir jou 'n oomblik en die Here bietjie te aanbid. Net te sê dankie vir môre, Here. Dankie dat U 'n toevlug is vir ons lewe. Dankie vir môre, Here, vir U genade. Dankie dat ons U kan aanbid. Ons kom gee U al die lof en die eer vir môre. Dankie daarvoor, Here, dat ons vir môre kan weet U is die begin en die einde van ons lewe. U is die Alfa en Omega, Here. Sonder U is ons verlore, Vader. En daarom wil ons môre net vir U kom sê, wees saam met ons eengesind. Dankie dat ons môre kan vryspreek. Dankie dat ons môre, al is die wêreld teen ons, Vader. Here, ons onsself nog sal verloon, ons kruis optel en U volg. En dis wat so belangrik is. Dat ons as mens baie keer vergeet om onsself te verloon. Dit gaan alles oor onsself. Maar Here, dat ons U sal volg, dat ons sal vashou aan U beloftes. Dat ons U kan loof en prys vir môre. Dankie vir U beskerming vir môre. Die Gees van die Here wat in ons midde is, wat saam met ons is. Ek wil jy moet weet vir môre dat die Here jou lewe kan en gaan verander. Jy moet dit in jou eie lewe aktiveer. Jy moet jouself verloon, jou kruis optel en Jesus volg. En dit beteken dat ek sy woord sal lees, dat ek sal bid, dat ek 'n verhouding met hom sal hê. Ons kom klop nie net in op 'n Sondag en kom sê ek is hier vanmôre, dankie en amen, dan gaan ek. Ek het my geestelike voeding gekry, nee. Ek is vanmôre hier, Here, omdat U die God is van hemel en aarde, van die mens, dat U beskik vanmôre oor ons. Dat die krag in ons is vanmôre, ons sing dit so, met die krag van God. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Dankie julle dat julle sitplekke neem vanmôre. As jy jou Bybel het, wil ek vir jou vra om saam met my oop te maak in die boek van Jesaja. Ons gaan die welbekende gedeelte daar lees. Ek wil met jou praat oor, jy sal nooit deur jou storm of deur 'n storm gaan sonder 'n belofte van die Here. Amen. Glo. As 'n mens 'n bietjie gaan kyk, wat beteken 'n storm? 'n Storm beteken dat, kan 'n mens eintlik 'n storm beskryf. Dis verwarring, dit is moeilikheid, dit is skrikwekkend, daar is so baie name vir 'n storm, wat in 'n mens se lewe woed. Maar kan ek gou vir jou sê, as ek so kyk na mense, hoe baie mense deur hulle self hulle eie storms veroorsaak. Hulle keuses wat hulle maak. En dit is so, elkeen van ons, kom ek sê gou vir jou, hier's niemand in hierdie kerk wat vanmôre hier sit, wat sê ek gaan nie deur 'n storm, of ek het nie onlangs 'n storm beleef, of dat daar dalk 'n storm gaan wees in hierdie week nie. Party storms is baie sigbaar. En as ek dit sê, dan bedoel ek, daar is siekte. Daar is siekte. Ons wil ook vandag as 'n gemeente vir Norman Mansfield sê dat ons dink aan ons bid vir hom met vanmôre sy vrou verloor, en Norman sit altyd daar, sy vrou is vanmôre net na 5 oorlede. So ons is 'n gemeente ook saam met hom vanmôre. En weet jy wat, 'n storm kom so vinnig, die dood kom so vinnig. Ag, en dan is jy nou nog geplaag oor lijkmens, ergens. Wat nou? Jy sien die sigbaarheid van storms is finansiële druk, 'n verlies. Weet jy wat verwerping? Verwerping ook. En dan kry ons nog storms soos konflikte, in tye soos hierdie. Ander storms woed weer binne in ons, en dit is iets waarmee 'n mens baie keer worstel, en ek sien dit. Baie keer mense van wie jy dit die minste verwag, loop met vrees binne in hulle loop met twyfel binne in hulle bekommernis, hulle is moedeloos, en hulle het geestelike aanvalle. Ek wil gou ietsie sê vanmôre, en ek wil dit waag om te sê, hoor Kobus, ek wil jy moet hoor, as jy geestelike aanvalle ervaar, nee, is jy op die regte plek. Jy moet net leer om hulle te weerstaan. In Jesus naam. Jy sien, man, die Here kom en dan sê, die duiwel loop soos 'n brullende leeu om te kom steel, slag en te verwoes. Die vraag is nie, hoe gaan ek deur die storms nie, hoe gaan ek die storms beleef nie. Maar dit gaan is, hoe gaan ek daardeur en met wie gaan ek daardeur? En dan kom die Here en dan sê, weet jy wat, God beloof dat jy nooit alleen deur jou storm sal gaan nie. Hy gee ons hierdie belofte. Hy beloof egter dat elke storm wat ons
wat hy toelaat waarin ons is. Hy ons sal vergesel deur die Heilige Gees met sy teenwoordigheid, of dit siekte is, of vrees is, of verwerping is, of wat ook al dit mag wees. Ek wil vir jou sê, hy vergesel ons met 'n belofte. Hy kom en dan sê hy, jy gaan nooit deur 'n storm sonder 'n belofte. En God beloof ons sy teenwoordigheid. Lees saam met my in Jesaja 43, welbekende gedeelte. Kom ons lees daar vers 2. Hy sê, as jy, hoor gou mooi, deur die water gaan, is ek by jou. Hy sê nie wanneer jy dalk nie, dit staan nie daar nie. Hy sê wanneer jy deur die water gaan, is ek by jou. Hy kom en dan sê, weet jy wat, ek wil jy moet iets hoor, storm is deel van jou lewe. Dit gaan deel van jou lewe wees. Maar dan kom hy ook, dan sê hy, en hy gee vir ons hierdie groot beloftes. Hy sê, ek is by jou. Ek gaan nou net jy moet stadig draai en jy langs jy toe nie vanaf draai nie, maar jy gaan partykeer skrik as jy na iemand vaskyk. Ek like nogal om op hierdie TikTok te gaan kyk, hoe sit die mense filters, en dan dink ek by myself, hey, jy lyk nie so nie man. Jy lyk naaste my so nie. Hoe doen nou dit? Ek het eendag gaan prooi, toe sit hulle vir my make-up op, dis die vanafste wat ek daai afsit. Ja, genade. Ek wonder wie make-up uitgedruk. Hoor gou hier, die grootste belofte is, mense gaan jou verlaat. Kan ek gou iets vir jou sê? Familie gaan jou teleurstel. Vriende kan wegloop. Maar dan kom die Here en dan sê hy in Hebreërs 13 vers 5, hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Amen. Nooit. Jesus is nooit afwesig nie. Hy is nooit afwesig nie. Ek en jy dien 'n God wat teenwoordig is. Altyd. Hy is saam met jou in die hospitaal. Hy is saam met jou in die hospitaal. Hy is saam met jou wanneer jy rou. En weet jy waarvan hou ek? Wanneer God se krag in die storm, in jou storm of in my storm homself openbaar. Dan sien ons die krag van die Here. As Jesus in jou boot is, hoor gou mooi, kan die storm jou skud, maar dit sal jou nooit vernietig nie. Amen. Elke storm dra belofte. Kom ons kyk gou, ek het so 'n paar uitgehaal, welbekendes. Dink gou aan die Bybel, as ons dink aan Noag, dan sien ons daar was 'n storm, die Here het die aarde oorvloed met water. Maar wat was die belofte? Hy het hom bewaar. Hy het hom bewaar. Abraham was onvrugbaar. Abraham was onvrugbaar en daar was 'n belofte gewees. Hy sê ek sal van jou 'n groot nasie maak. Jy sien wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Amen. Wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Josef word in 'n put gegooi, die belofte, ek haal dit net so vinnig uit. Wat doen hy? Hy regeer. Jy's vandag down in the bottom. Môre regeer jy. Jy sien man, ek wil hê jy moet iets hoor. Die storm is nie jou as kind van God se eindbestemming nie. Storms is tydelik. God se plan is permanent. God se belofte is permanent. Kyk gou wat sê Psalm 30 vers 6. As jy gou saam blaai, as jy wil blaai so toe, skryf dit neer of memoriseer dit. Psalm 30 vers 6 sê hierdie volgende, hy sê geween duur in die nag, maar vreugde kom in die môre. Joys come in the morning. Hey man, dis wonderlik, is dit nie? Joy come in the morning. Vreugde kom in die môre. God se beloftes hou jou staan. Hy beloof ons, hy sê ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Wanneer die storm in jou lewe woed, liewe mens, hoor gou mooi. Moenie op jou gevoelens lewe nie, hoor. Sit jou gevoelens eenkant. Neem jou gedagtes gevange. Kruisig jou gedagtes. Gaan slaap sonder af, bid en sê Here, hierdie is nie van U nie. Het al baie keer na jou gedagtes geluister. Jou gedagtes is in 'n storm, meer as wat jou lyf in 'n storm is.
Jy voed jou gedagtes met ongelooflike storms. Plaas om op die woord te lewe en op die beloftes te lewe. Ek hou van Romeine 8:28. Hoor wat sê Romeine 8:28, wel bekende ene. Hy sê, weet jy wat, ons weet dat God alles ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. Amen. Alles. Nie net sekere dinge nie. Ons weet dat God vir die wat God liefhet, alles ten goeie sal laat meewerk. Joshua 1:9. Wees sterk en volmoed. Wees sterk en volmoed. Elke dag. En dan kom Jesus en dan sê hy die laaste dag. En dit beleef ons elke dag. Jy sit nie die TV aan en kyk na die rooi berye en die swart en die wit vlae en die geel vlae. Sien jy groot moeilikheid. Want kom Jesus dan sê in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Amen. Ek het die wêreld oorwin. Kan ek of jy ietsie sê, deur jou gebede, jou krag, jou beloftes, maak ek en jy, hoe aktiveer ons dit? Wanneer ons bid tot God en ons sê, Here beskerm ons, nee. Dan kan hierdie Amerikaners, maar chemiese oorlog, goed, hulle kan mense maand stuur nie, goed daar los vir ons en dan kan siektes kom. Dit sal nie op jou val nie. Amen. En as dit op jou val, sal jy daar neerkom. Glo jy dit? Glo jy dit vanmôre? Ek is ernstig. En dit is so. Die siekte sal jou nie tref nie. Die woord van die Here sê, die pes sal jou nie tref nie. Dit sal nie op jou kom nie. Dis die belofte wat die Here vir ons gee. Kerk, ek wil hê iemand moet hierdie hoor vanmôre. Jy sê, wanneer jy siek is, moenie jou siekte voed nie. Moenie jou siekte voed met die dinge van die wêreld nie. Want Jesus sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, en daar sal siekte wees, want dit is 'n wet. Dis 'n wet. Daar sal dood wees. Hoekom? Want dit is 'n wet. Ok, maar is dit die einde? Nee. Hy sê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, want hierna sal ons vir ewig by die Here wees. Ons sal vir ewig by die Here wees. Ek het Vrydag 'n begrafnis gedoen, baie gesaam met my na Openbaring 21. Ek het oor dit gepreek. Baie gesaam na Openbaring 21. Ek wil hê jy moet asseblief saam met my lees. Bybelstudente, wys gou vir my waar is julle Bybel? So die, waar is die koste? Waar is jou Bybel? Ekskuus? Selma, jy jou Bybel? Prys die Here. Dis jou swaard. Dis jou swaard. Monia, waar is jou Bybel? Hoor wat sê jy gebruik hom? Openbaring 4:21 vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en 'n geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste ding het verbygegaan. Wie gaan die trane afvee? God! Hy gaan nie 'n engel stuur nie, hy gaan nie mense stuur nie, hy gaan nie pastore stuur nie, hy gaan nie dominee stuur nie. Hy sê, God sal self die trane van julle oë afvee. Dis 'n belofte. Dis 'n wonderlike belofte wat die Here ons gee. Daar sal nie meer 'n geween wees nie, daar sal nie meer droefheid wees nie, daar sal nie meer hartseer wees nie, daar sal nie siekte wees nie, want hierdie eerste dinge het verbygegaan. Jy kan ek gou vir jou iets sê, daar gaan nie storms wees nie. God self gaan by die mens wees. Hy gaan self al wees. Hy sê dit daar vir ons. Hy sê, kyk, hy wat op die troon sit sê, skryf al hierdie woorde neer, want ek wil vandag vir jou sê, dit is waaragtig en betroubaar. Ek is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstiges, die wat dors het, gee ek aan die fontein van die water van die lewe verniet. Ag, Here, gee vir my. Daar is mense wat ondankbaar is, gee dit vir my. Gee dit vir my, Here, seën my. Gee die salwing vir my. Ek sal dit vat. Ek sal dit vat. Jy sien man, ek weet een ding vanmôre, die Here beloof nie gemak nie. Elke dag van jou lewe gaan jy opstaan. Ons dank die Here vir die wonderlike mense wat nog in blou kraal werk. Opreg is, maar sien dit word ook maar min.
Ken jy die blou kraal oor ons? Kom 'n blou kraal oor die blou kraal. Die ouer man en die ambagsmanne. Ordentlike ambagsmanne. Praat nie van, ek weet julle maak 'n pottel reg met bakstene. Hulle verf die teerpad met Tipex-verf. Kan nie glo. Jy sal opstaan, jy sal gaan werk. Jy sal jou gamboot aantrek. Sy het die boot. Dankie vir julle ou. Weet jy wat, elke dag is daar nie gemak nie. Party mense werk ongemak. Tyd is maar net gemaak vir dit, maar dankie Here vir dit. Ons doen dit. Maar weet jy wat? Een ding wat ek vandag vir jou kan sê, die Here, wil jy se blou kraal? Ja, dis awesome. Alright. Wat doen jy? Okay. Ek is so spyt ek het nooit 'n ambag geloop nie. Maar ek gesoek met oor sit, jy praat jy met mense nie, werk ek met masjiene. Prys die Here. Die storm bepaal nie jou toekoms nie, God se belofte. Dis amazing. Miskien voel dit vandag vir jou asof die lewe oorweldig is. Maar onthou, hierdie God wat die Rooi See oopgemaak het, die storms op die see van Galilea stilgemaak het, wat Paulus deur skipbreek gelei het, en Paulus het veilig daardeur gekom, is nog steeds dieselfde God. Die storm is 'n werklikheid, kerk hoor gou mooi, maar God se belofte is groter. Hy is groter. Die wind mag waai, maar God se woord sal bly staan. As jy vandag in 'n storm is, moenie hoop verloor. Kan ek jou bemoedig? Gryp aan die beloftes van God vas. Laat dit in jou lewe inkom. Laat dit praat dit in jou lewe in. Gee dit vir God. Laat dit 'n werklikheid word. Jy sal nooit deur 'n storm gaan sonder God se belofte nie. Ek sê weer vanmôre, die Here laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. As jy die Here liefhet en opreg liefhet, jy het 'n verhouding met hom. Jy bid en jy lees die woord en jy's daarop is en jy glo dit, sê die Here sal alles ten goeie meewerk. Hoe wonderlik is dit? Hoe wonderlik is dit? Kan ek vir jou net iets sê, goed wat klein is, ek dink so oor my tyd jy. Ek gaan sien 'n dokter. My wond skeer oop, hy behandel my wond in sy kamer. Hy sit vir my 2 steke daarin. Ons kry 'n rekening van R13,000. Ek dink jou moslim was al deur 'n boer geklap. Jy het hierdie ding reggemaak, hoekom skeer hy? Toe sê Monia, maar jy te gou gaan golf speel, so is nie sy stil. Wacht, nou moet ek mooi doen. Ek dink, ja. Spraak met hom, ek sê vir hom regtig, weet jy wat doen, soos bid, sê Here, jy weet, hy skryf dit af. Amen. Hy skryf dit af. Dis God. Dis God. Jy weet wat, as ons as mens baie keer in ons krag aan mense toe gaan en ons wil goed veg, dan verloor ons die stryd. Ons bid. Here, jy weet ons hierdie goed is nie waar nie. Hierdie goed kan ons nie gebeur nie. 'n Mens moet doen ons nie dit aan mense. Jy doen 'n lewer werk, maar jy is mos eerbaar in dit wat jy doen. Want jy lê eet of as jy 'n prokureur is, dokter is, wat ook al lê jy eet of jy doen mos nie goed eerbaar. 'n Mechanic. Ek ken mechanics wat hulle vlieg toets gedop het. Ek moes daai mechanic sê so mekaar so. Vat jou kar en waai. Vat jou kar en waai jy moeilik. Ek wil net hier hoor vanmôre. Benad alles met gebed. Amen. Amen. Benad alles met gebed. Letitia is nie in die kerk vanmôre nie. Kyk uit klein mannetjie van hulle. Hulle sit by ons aan huis. Hulle kan nie sonder raak nie. Wil jy dit sonder raak? Ja. Ek sê dis maklik. Staan op. Moenie aan sofa. Sit jou hand op haar maag en ons bid. 3 weke later. Toe vat sy voorkebreek. Ek sê vir jou, nou moet jy genoeg van. As jy gebid, dan moet
moet jy gaan oefen. En daar is 'n mannetjie vandag. Trust the Lord. Vertrou God, herinner hom aan sy beloftes. Jy sien, want jy kan dit nie doen nie en jy ervaar dit in jou lewe nie, want jy herinner hom nie aan sy beloftes nie. Jy praat te min met hom, jy bid te min. Hoor gou mooi, want die God wat die belofte gemaak het, is getrou om dit in jou lewe te vervul. Hy wil dit vir jou gee. Ons sit met hierdie mindset van ons dien 'n kwaai God, ons doen nie ek. Hy sê, weet jy wat, wanneer jy my herinner aan my beloftes, wil ek dit vir jou gee. Ek wil jou gee die begeertes van jou hart. Dis wat ek vir jou wil gee. Amen. Dankie Here, dat U so getrou is om ons beloftes te vul. Dankie vir U liefde. Rous, kom hier so, kom staan gou by my. Rous gaan op ons 'n getuie doen. Dankie Here dat U so getrou is elke dag van ons lewens. Elke oomblik. Here, my gebed is dat U ons sal vul vanmôre, Here, met U krag, U waarheid. Dat ons stand sal wees en vas sal staan. En dat ons so sal wees soos wat U wil hê ons moet wees. Ek wil gou vanmôre vra vir elke een wat hulle hoof buig en God vertrou. Miskien was jou storm vanmôre nog rof, jy het nie geweet hoe nie. En ek weet vanmôre het die Here met een van julle gepraat. Het met een van julle gepraat, dalk met 2, 3. Ek ervaar dit. As jy op totaal en al van hierdie oomblik af gaan vertrou. As jy gaan sê, Here, ek vertrou U. Ek gaan U vertrou vandag. Ek gaan U herinner aan U beloftes. Staan gou saam. Ek wil vir jou bid. Staan gou saam. Thank you, Lord. Dankie, God. Dankie. Vir elke een van julle wat staan vanmôre, hoor gou mooi. Jy gaan huis toe gaan en jy gaan die Bybel lees, Jesaja 43 vers 2. Daar is ander. Daar is ander ook. Maar gaan lees, dit breek dit op. Breek dit op vanmôre. Oom, julle tannie, julle staan hier voor as 'n eenheidssaal. Julle is hier vandag almal omdat julle God vertrou. Vertroue beteken wanneer ons bid en ons vertrou die Here. Ek wil nie met iets oor die duiwel gaan jou nie los nie. Hy gaan weer probeer om in jou kop te plant. Dit gaan nie gebeur nie. You are not good enough. Daarom sê die Here, hy loop soos 'n brullende leeu, weerstaan sy werke en hy sal van julle afvlug. Doen dit. Spreek dit. As daai gedagtes in jou kop kom, werp dit uit jou gedagtes. Werp dit uit jou kop uit en vul dit met die Here se beloftes. Jesaja 43, al gaan jy deur waters, ek is met jou. Al is jy in 'n storm vanmôre, sê die Here, ek is by jou. Al gaan jy deur vuur, dit sal jou nie skroei nie. Hoor gou mooi. Dit sal jou niks doen vanmôre nie. Die Here is groter as al hierdie draagsame storms waardeur jy gaan vanmôre. Here, maak hulle boot stil vandag. Maak hulle kalm vandag. Gee hulle vanmôre hierdie rustigheid in hulle lewe. Gee hulle vanmôre net om U te kan vertrou. Vat elke hartseer weg, elke pyn weg, elke storm vanmôre, Here. Almal wat staan, as julle vanmôre met my in agreement, sal ons dit so doen. Sal ons dit so doen. Gaan ons God vertrou. Amen. Amen. Dankie. Dankie Here dat ons U kan vertrou in daardie beloftes. Want ek ervaar net iets. En ek weet, want ek sê hierdie goed omdat ek baie keer self deur dit gaan. Want dit is en lyk vir my en vir jou onmoontlik. It's not looking possible. It can't be. Maar hoor gou, Lukas 1:37. Niks is onmoontlik by God nie. Amen. Niks. Hy sê ons weer is nie sy weer, sy is nie ons, sy gedagtes is nie ons gedagtes. Vertrou net die Here vanmôre. Lukas 11 vers 2, Here, laat U wil in elke een se lewe geskied.
Wanneer U wil skiet, Here, beteken dit dat ons vanmôre in ooreenkoms kom, ons sê ons vertrou U. U sien dit. Ons gaan verdrukking kry, ons gaan deur storms gaan. Maar U het al reeds die wêreld en die plek wat in dit is, oorwin. Die vyand oorwin. U het dit reeds gedoen vir ons. Dankie daarvoor. Kom ons sê vir U dankie. Dankie vir wat Hy vir ons gaan doen. Verwag sy goedheid en sy guns. Verwag dat niemand jou kroon by jou sal vat. Vanmôre sit die Here die kroon op jou kop. Jy moet hom vertrou. Weet jy wat, daar gaan jy 'n paar mense om jou verloor. Daar gaan jy soos Daniël ook deur mense verwerp word. Verwerping is 'n storm. Mense gaan jou een kant toe skuif. Maar jy gaan in jou binnekamer en jy maak jou kamervenster oop en jy bid na die ooste, jy gaan bid, soos Daniël. 3-4 keer 'n dag, het maak nie saak nie. Jy gaan en jy gaan bid, jy vertrou die Here. In Jesus naam. Amen. Die naam bo elke naam. Amen. Amen. Jullie hou maar net aan hoor wat die getuie sal wees. Sy gaan ons 'n getuie gee. Okay, so dit gebeur die 28ste Mei, was dit 'n normale dag vir my gewees. Ek het nog net geboorte gegee, die babatjie was maar 5 weke oud. En so gebeur dit, ek by die huis besig om haar droog te maak, dat ek ewe skielik net hierdie steekpyn deur my maag gekry het. Dit gevoel soos 'n mes wat in my steek, ek kon nie asemhaal nie. Tanya weer weg by hospitaal, so sy sal vir julle kan getuig wat gebeur het. So gebeur dit, ek WhatsApp my ou, ek sê vanmôre, jy weet er nou huis toe kom, ek kry nie asem nie, begin toe opgooi, en hy kom toe, hy jaag toe huis toe, hy werk vir SWS, so hy het gejaag, kan ek mal gaan, en hy kom toe by die huis, en soos ek is, ek sal koppig, hy sê vir my, jy weet er hospitaal toe, ek sê nie, ek kan nie, ek het 'n kind om na te kyk. Hy sê nie, hierdie klink nie goed nie, ek het 'n liedjie met 'n halwe emmer opgegooi. Hy WhatsApp toe sy paramedic, hy sê nie, klink soos my appendix. Gaan toe hospitaal toe, hulle doen toetse, alles, doen sonars, hulle doen x-rays. Toe is dit my appendix, hy het in my gebarst. En dankie Here, ek staan vandag hier so, al die eer aan hom. Ek word die volgende oggend wakker, want moes ek 'n noodoperasie kry die donderdag. Ek WhatsApp toe vir Tanya, sy hoor ek is in die hospitaal. Sy kom toe die oggend, sy kom sê toe vir my hallo en alles. Die dokter kom toe aan, hy sê vir my, hoorie, weet jy wat, vandag sou jy nie hier gewees het nie. Ek sê, hoekom? Hy sê 100 ml van die gifstowwe, sy weet self hoe dit werk. 100 ml van die gifstowwe was deur my kolon, deur my dikdarm. Ek sou nie vandag hier gestaan het as dit nie vir die Here was nie. Amen. En so gebeur dit toe, die maandag, hulle kom maak my toe, weet, want ek moes met ook wond die hele naweek gelê het. Hulle kom maak my toe die maandag, toe begin die ding gate inval, toe ek huis toe gegaan het. Ek WhatsApp al ook, ek sê maar paniek, ek sê nee man, alles sal regkom. En so gebeur dit, ek het hospitaal toe weer gegaan, hulle moes toe weer die wond gedokter het, en hulle het toe gekry en alles, en ja, die dokter het vir my gesê, as die babatjie nog binne my moes gewees het, sou sy ook nie vandag hier gewees het, die nooit gestowwe kon nog geaffekteer het. So, ek dan die wandel, ek sê tot aan my dankie, dat kan nie by my was al die tyd. Want ek het depressie opgedoen en sy is een wat my help, die Here se genade en krag wat vir gee. Dit sy my gehelp en ek wil dankie sê vir Tanya wat al was vir my en dankie vir my ou, hy van die begin tot die einde, tot aan 10 uur was hy by my gewees vir die operasie. So, soos wat ek vir julle wil sê, wat hulle in Lukas 10 vers 19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag en die krag om slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal jou ooit skade doen. En ook sê die 2 Timoteus 1 vers 17, want God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar die krag, liefde en selfbeheersing. En dan Psalm 121, slaan my oë op na die berge, waar my krag vandaan, my hulp kom van God wat hemel en aarde gemaak het. Soos wat my Heer van nou gepreek het, Psalm 43 vers 2, as jy deur water gaan, glo my God is by jou, want op daai oomblik het ek gedink, hy is nie daar nie, maar hy het my gered. So ek wil net dankie sê aan die Here, alle eer aan hom gee. Amen.
Dankie Rous, baie mooi getuie. Dankie dat jy eer aan die Here gee en vashou. Amen. Dis die goedheid van God. Dis die goedheid van God. Tannie kom. Ek wil net getuig. Hierdie jaar het ek al omgewens. Want Januarie maand het ek geval en ek was 3 weke in die hospitaal. Die eerste week en al weet ek nie eers wie ek was, wat ek was nie. Maar ek kan net onthou, ek het die hele tyd gesing. If Jesus says yes, nobody can say no. Amen. Dit weet ek het ek gesing. En ek het baie mekaar. Ek het ook vir die dokters gesê en die susters gesê, hulle hou my kinders weg van my af. En hulle mooi vertel, ek het 'n seun wat gestoei het en hy sal al die stoeiers kry. En dit het hulle my vertel na die tyd toe hulle gelag het vir my. Want ek het die snaakste goed gesê. En 3 weke later toe smeek ek die dokter, asseblief, ek sal alles doen wat jy sê. Want my hart het ewe skielik probleme gegee. Ek het so hoë bloeddruk gehad wat ek nog nooit gehad het. Maar die Here het my daardeur gedra. En hy het 'n rede gehad. Hoekom het hy my daardeur gedra? Ek het huis toe gegaan, ek het nog 'n maand bedlend gewees en net sulke entjies gestap met 'n loopring. Vandag loop ek sonder die loopring, sonder die keel. Amen. Maar nie geweet wat lê vir my vorentoe nie. En ewe skielik te word my dogter siek. En sy word siek en ek bly vir haar sê gaan hospitaal. Baie hardkoppig. Maar man het altyd vir die dokter gesê, sy's, hoe weet 'n ander woord, ek kan nie die woord meer onthou nie. En ons het haar toe gedwing op die 24ste Mei die Sondag om hospitaal toe te gaan. En nooit het ons geweet dat sy gaan nooit weer terugkom. 7 weke later is sy oorlede. En dit is absoluut. Die Here het my daardeur gevat, hy het my krag gegee, want ek kon dit nie doen sonder sy krag nie. Ek kon absoluut niks doen sonder sy krag nie. En ons het daardeur gegaan en ons het bo uitgekom. Ons gaan nog deur elke dag deur beproewing wat ons mishaal. Maar die Here het my die krag gegee om my skoonseun by te staan. Laat ek hom kan dra. Want die Here gee my die krag. Amen. En dit kan ek vir julle sê, daar's niemand so groot soos God. Amen. Niemand. Baie dankie Tannie. Amen. Amen. Een vinnige een. Ja. Ek het 'n belangrike anniversary vergeet. Wat? Die 14de is ek 9 jaar skoon. 14de van die maand. Skoon werk dat iemand omkeer. Amen. Dis so lekker. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam. Sluit ons af.